Ai, so mooi. My vriende, die beeld wat Jesus gebruik vir Jerusalem, die volk van Juda, is Jerusalem, hoeveel keer wou ek julle bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens. Maar julle wou nie. Hierdie ding van die Bybel, die hele Ou Testament, wat daaroor praat, elke profeet, niks positief oor Israel gesê nie, hoor. Daar was wel beloftes, maar daar was ook woorde soos wat God was vol berou dat hy hulle gemaak het. En hoeveel keer het hulle gewaarsku en gesê, julle maak alliansies met ander gode, met ander nasies. En julle het nie die wet nie, julle is besny, julle is gesabbat, julle is die Torah, maar God was bitter teleurgesteld en sy profete in die Ou Testament oor die volk. Tog het God die Heilige Gees gestuur op Saul en Dawid en Samuel. God almagtig werk kragtig volgens die Ou Testament deur mense waarop hy die Heilige Gees het. Hulle werk deur die Heilige Gees. En so begin die Nuwe Testament met Lukas 1, waar die engel verskyn aan Maria en sê, Maria, jy is skepties, maar vir God is niks onmoontlik nie. Lukas 1. En dan staan daar, jy sal swanger word, God almagtig sal wonderlik werk in jou lewe deur die Heilige Gees. So, die Ou Testament en die Nuwe Testament het niks baie positief gesê oor die Jode nie, maar net baie beloftes, soos die belofte van die Heilige Gees. So lees ons dan nou dat Jesus Christus het sterk kritiek gelewer op die Joodse leiers, want hulle het alles, maar hulle dien nie die Here nie, soos die eerste gebod vra. En so mettertyd word Jesus gebore, en hulle maak ook vir Jesus dood. En na Jesus se dood, het hulle wat tot 'n geloof gekom het, geweldige kritiek uitgespreek op die Joodse kultus. En ook hulle word vervolg deur die Jode, nes Jesus. So dat bring ons daar by Stefanus. Stefanus sê vir die Jode, jy kan lees, dis die langste hoofstuk in die Nuwe Testament, Handelinge 7, is 'n baie lang hoofstuk. En Stefanus haal aan uit die Ou Testament, uit Jesaja 66, en Amos, kyk, Amos was 'n beesboer, en hy het gesê, maar ek is fired up, ek werk vir Jesus. En Amos het soveel kritiek op hulle gehad, dat hulle Amos die beesboer doodgemaak het. So Stefanus haal aan in sy lang toespraak, Handelinge 7, haal Stefanus aan uit Amos se woorde, uit Jesaja se woorde, uit Exodus en uit Deuteronomium. Hy kry daai profete se woorde in sy toespraak aan die Joodse leiers, en hy sê vir hulle, julle is hardkoppig. Hy sê, julle werk teen die Heilige Gees, julle blok die Heilige Gees se werking, julle druk julle ore toe. Hy het 'n klomp baie moeilike woorde. Peterson, die Engelse vertaling, sê Stefanus vir die Joodse leiers, you are bullheaded. Hardkoppig, nee. En toe die Joodse leiers dit hoor, was hulle so kwaad, daar staan in die Bybel, hulle het gekners op hulle tande. Nes die Ou Testamentiese Joodse leiers, net so moeilik, net so liefdeloos, net so moorddadig, want hulle het nie die Here in hulle hart, as 'n groot verskil, of jy godsdienstig is, en selfs in Jerusalem, en selfs as Jode verbond met God, maar as 'n groot verskil, tussen godsdienst, en ook vervul wees met die Heilige Gees. 'n groot verskil. Die kant wat nie Heilige Gees vervul is nie, die mens wat nie die Here se wil dien nie, is soos hierdie Joodse leiers, wat gedoen het met die profete, en met Jesus, en met Stefanus. Lees Handelinge 7. Hulle druk hulle ore toe, hulle storm op hom af, hulle kners op hulle tande, hulle pluk sy klere af, hulle sleep hom uit die stad uit,
Want die kultus, die reëls, onthou nou, hulle hou van dit, sê jy mag nie iemand in Jerusalem doodmaak nie, maar sleep hom net uit, dan kan jy dit doen. Hulle sleep hom uit die stad uit. Hulle sit hom daar in die middel, so in die middel, hulle staan so om hom en hulle gooi hom met die klippe dood. Dit is wat gebeur as Jesus nie in jou hart is nie. As jy nie volgens as jy die Heilige Gees in jou lewe uitblok. En die reëls en die regulasies is jou belangrik as liefde. Sonder liefde is 'n groot ding daai, nê? Die Bybel sê, hoe kan jy vir jou broer wat jy kan sien, hoe kan jy hom haat, maar God wat jy nie sien nie, jy sê jy is lief vir hom, hoe kan jy daai ding doen? So Stefanus word daar gesit, en dan bid Stefanus, hy is kaal, sonder klere, en hy sê, nes Jesus, sê, Vader in die hemel, vergewe hierdie mense, hulle weet nie wat hulle doen nie, moenie hulle hierdie sonde toereken nie, nes Jesus. Dit is wat gebeur as die Heilige Gees in jou hart is. Al het jy mense wat op jou afstorm, tandekners, ore toedruk, jou doodgooi, jou benadeel, nie goeie nuus is vir jou nie. As die Heilige Gees in jou hart is, niks is vir God onmoontlik nie. Die almagtige God werk deur die Heilige Gees in jou lewe. En wat doen jy? Net dit, liefde. Dis die grootste gawe van die Gees, 1 Korintiërs 13. So Stefanus nes Jesus sê, Vader, vergewe hulle. So, ek is hier juist daar, ons luister na hierdie selfe woord, as 'n groot verskil tussen die Heilige Gees lewe en nie, en dit kom uit in die woorde en in jou gebed. En wat Stefanus ook doen, nes Jesus, hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dis iemand se woorde, iemand wat deur die Gees is, wat sê, ek bid nie vir lewe nie, ek bid nie vir dit en vir dat, dis nie so eintlik in my oog nie. Ek bid vir een ding, vergewe hulle wat teen my vergewe. Vergewe hulle wat teen my oortree het, die Onse Vader. Help my om hulle te vergewe, soos wat u hulle vergewe. Vergewe my ook, soos wat ek hulle vergewe, en soos u hulle oortredinge nie toereken nie. Die Heilige Gees, meer gebed, meer bid vir ander mense, meer genadig, al het jy rede om te sê ek kan kwaad wees, maar as mense op jou afstorm kwaad is, wil moord pleeg, dit 'n kind van die Here deur die Gees vergewe, daar's 'n hartsverandering, daar's 'n ander manier, daar's 'n heeltemal 'n sagter gesindheid. 'n Kind van die Here deur die Heilige Gees ken van vergewe en ken van, en Vader, in u hande gee ek my gees oor. Ek bid nie vir lewe nie, ek bid nie dat die klippe misgaan nie, ek bid nie dat die mense my sal los nie. Ek bid dat u my gees sal neem. Deur die Heilige Gees is jy veronderstel, en ek ons, om ons lewe en ons dood, ons bestaan, ons gees, ons vlees vir die Here te gee. Maar wat ons baie keer doen is, ons dink die Here is wonderlik en die Gees is nou bid ons sekere gebede tot ons voordeel. Dit lees ek nie by Stefanus nie, ek lees dit nie by Jesus nie, ek lees dit nie by Paulus nie. Hulle bid geensins vir sekere hartsverlanges en voordele. Hulle bid net, Here, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan om vir die Here te lewe, en as ek sterwe, dan is ek by hom. Daarom is dit vir my om te ewe. Paulus sê, ek is in 'n tweestryd, ek weet nie wat om te kies nie, maar die Here moet maar kies. Maar Stefanus sê, en Jesus sê, Here, ek gee my gees vir u. Ek gee my eie willige, hardkoppige, oortoedrukkery, moorddadige, lelikpratery gees, gee dit weg, los dit, laat vaar dit, moet dit nie weer doen nie. Gee dit weg. Moenie oor hierdie en die so bly praat nie. Gee dit vir die Gees. Gee jou gees vir Jesus. Al wat jy moet doen is om te sê, soos die Here wil, so maak ek. Het staan in 1 Korintiërs 11 vers 1 dat Jesus se voorbeeld moet gevolg word. Hy het nie allerhande gebede gehad vir voordeel nie. Hy het net gesê, Here, laat u wil geskied, u naam geheilig word, u koninkryk kom, en hy het homself vergee tot hy sy laaste asem uitgeblaas is. Dis al wat ons moet doen.
So hoe volg ons die Gees? Deur 'n hart, deur 'n gesindheid, deur 'n gebed, deur 'n sagter aanslag, om die wêreld 'n bietjie mooier te maak. Hoe blok ons die Gees? Deur, soos die Joodse leiers, moord, klippe gooi, beskuldigings, mense beskuldig van godslastering, want Stefanus kyk op in die hemel, en hy sê, ek sien vir Jesus staan by die Vader, en dit was die laaste strooi, want die Jode het gesê, nee, los nou vir Jesus in die hemel, daai storie. Stefanus sê, ek sien vir Jesus in die hemel, toe gooi hulle hom dood, want dit is godslasterik, en nogtans, Stefanus bid vir daai mense, wat die fout van hulle lewe maak, wat Jesus ontken, wat die Heilige Gees blok. En wat het gebeur? Die man wat Stefanus se klere opgepas het, was Saulus. En deur die gesindheid en die gebed van Stefanus verander die Heilige Gees Saulus so, dat hy tot bekering kom. En dieselfde Saulus wat mense vervolg het, as Joodse elite, hy is iemand wat die kerk bou, deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees het te doen met sagtheid, doen God se wil, 'n ander gesindheid met die Vader, 'n ander gesindheid met broers, ander mense, en om van Jesus te getuig. Al weet jy, as ek nou sê, ek sien vir Jesus, gooi my klippe, dan sê ek sien vir Jesus. En so het hulle getuig. Filippus het getuig teenoor die man van Afrika, Ethiopië. Daai man kom tot bekering. Hy word geleer uit die boek Jesaja uit, deur Filippus, en hy word gedoop, en hy stig die Christelike kerk in Ethiopië. Ek wil net sê, die wonderlike ding is, langs ons kerk in Port Elizabeth is daar 'n leererf, en daai leererf is nou gekoop deur die Ethiopiese Koptiese kerk, en hulle gaan daar hulle kerk bou en die Here dien. Dit kom nou al lank storie, nee. Dit is 'n ongelooflike verhaal, dat die eerste Christene het deur die Heilige Gees mense bekeer, en daai mense bou nou in Port Elizabeth 'n kerk om Jesus te dien. Ek en jy moet regtig kyk, as twee maniere, blok die Gees, of gee jou gees vir God, en laat sy wil geskied. Amen. Ontvang die seën van die Here, mag nou die genade van Jesus, mag die liefde van die Vader, mag die Gees, maar nie die Gees blok nie. Amen.